Glory to Jesus. Die laaste liedjie is baie mooi, né? Halleluja. Voel of I wil dans en spring en te kere gaan maar ek verstaan ons is 'n bietjie ouer. Het vat so 'n bietjie stadiger. Maar prys die Here, as jy geluister het na daai liedjie. Dit is so awesome wat die Here vir my en jou doen. So awesome wat ek en jy beteken in die oë van die Here. Amen. En ons gee we give him all the glory and all the praise because God is good all the time. Amen. Ek wil vanoggend daarheen het. Ek hoor dit. Ek wil vanoggend praat oor goed wat ek en jy elke liewe dag in ons lewens toelaat om ons te verander wat God ons nie wil hê nie. Soos God ons nie wil hê nie. Amen. En dit gaan oor die battlefield van jou mind. Amen. As ek en jy ons battlefield van ons mind kan beheer, dan het ons oorwinning. Jesus het sy mind, sy battlefield geset op dit wat God vir hom gesê het om te doen. En hy het gekonsentreer op dit wat die plan van God was vir sy wil. En niks het hom omgekrap om fokus te verloor om te doen wat God hom gesê het en gestuur het om te doen nie. En dis hoekom ek en jy baie keer dan is ons op 'n high saam met die Here, en ons is op 'n low saam met die Here, dan is ons op 'n high en ons is in die middel en ons is die hele wêreld vol soos Pastor Susan het die klankboks nou gesit het, dit hard en ek dink die hele speakers gaan ontplof nou met die liedjie. Sy like dit hard. So dis hoekom ek kort nuwe speakers moet koop. Maar prys die Here. Amen. Is lekker om die Here so hard te prys. En dis so ek en jy moet wees. Ons moet konstant wees om die Here te loof en prys. Ons moet wees wat God ons gemaak het en wie God ons gemaak het. Ons moet tevrede wees met wie ons is. Amen. Ons kan nie iemand anders wees nie. God het jou gemaak. Hy het verkoos gemaak vir 'n sekere purpose. En ek moet hierdie purpose uitleef tot eer van God. En jy sien die duiwel kom en hy kom change ons mind gereeld. En dan ons mind laat ons, en hoor mooi, skryf hierdie ding neer. Jou mind laat jou optree en dinge doen wat jy graag nie wil doen nie. Amen. Hoor mooi, jou mind laat jou dinge doen en optree soos jy dit nie wil doen nie, of soos God dit nie wil hê moet gedoen word nie. Want sodra iets gebeur in jou mind, wat gebeur met jou liggaam? Wat gebeur met jou mond? Expressions kom uit, aggressiwiteit kom uit, woede kom uit, en al hierdie goed begin uitkom. Maar die Here sê, weet jy wat? Beheer jou battlefield of your mind. Wanneer iemand na jou toe kom en hy praat sleg met jou of sleg van jou of wat ook al die geval is, wat sê die Here? Sê vir my, ek's lief vir jou. Jy bars sy babbel net daar. Amen. Jy bars sy babbel net daar, want sien, liefde oortromfeer enige ding. Liefde omtromfeer enige ding. Liefde het die dood oortromfeer met Jesus Christus. En ons battlefield is so geset, as jy, en alreeds, sit nou nog net 'n klein bietjie sagter, dit of ek ook nou soos Pastor Susan hard is. Jou battlefield is so ingestel, jou mind is so ingestel, op sekere persone ook, wat jy al klaar is, as daai ou na my toe kom vandag, het hy moeilikheid. Jy sal klaar opgestel, nog voor jy in 'n posisie kom, is jy al klaar op jou agtervoet, en jy wil begin beklei. Jy sien, en die duiwel het oorwinning oor dit.
hy het oorwinning oor my en jou lewe as ek en jy beheer word deur ons battlefield van ons mind wat die heeltyd net wil terugbeklei. En ek sê nie ons moet terugstaan nie, maar die Here sê, weet jy wat, waarmee is ons besig? Waar is ons geveg? Waar is ons geveg? Ek kan die ou vloek dat die rook spat, maar het gaan niks verander nie. Ons geveg is wat? Mense, kom, waar is ons geveg? Die spiritual realm. Die spiritual realm. Want wanneer ek en jy begin in die spiritual realm begin manifesteer en sê, Here Jesus, ek vat geen ding wat van daai persoon aan my gesê word, Here, ek vat dit nie in die naam van Jesus. Ek is 'n geseënde en 'n gebleste een van U. Ek is U koningskind. Die woorde wat die persoon praat of die persone praat, Here, het geen invloed in my lewe nie. Kanselleer dit in die naam van Jesus. En daai ou gaan aangaan en sê, weet jy wat my broer, of Pietie of wat ook al, die Here is baie lief vir jou. Mense, try dit net een keer. Try dit net een keer, ek dare jou, try dit net een keer, en jy sien hoe verander daai persoon teenoor jou. Ek sit in 'n meeting en ek dink ek het al hierdie gesê 'n paar jaar terug, en ons is in 'n meeting met in vereniging met meneer Mittel. Hy behoort die hele Mittel van die wêreld behoort aan hom. En Karel Kombrink sit in vereniging. Hy was die werkbestuurder daar en ons sit saam in die meeting. En hierdie Indian begin praat en oh my God, oh my God, oh my God. En niemand staan op nie en Karel Kombrink staan op en hy sê, meneer Mittel, kan ek net iets sê? Maar as alles in Engels. Hy sê, yes, hy stop hom in die middel van die ding. Ek tog, is jy mal in jou kop? Hy stop hom en sê, can I just say something? Hy sê ja. Hy sê, asseblief, ek gebruik nie jou God se naam nie. So moenie my God se naam gebruik nie. Ek vra jou mooi. En hy sit. En dan kom 'n stilte in daai plek dat jy 'n speld kan hoor val. En hy sê, ek is jammer, en hy gaan aan. Dis 2 maande verder. Toe skuif Karel Kombrink 6 poste op. Nie af nie, op. En dan kom 'n brief van hom toe en sê, van die Indian af om te sê, as jy kan opstaan teen my en glo waarvoor jy staan en opstaan vir dit, dan kan ek jou vertrou met my goed. Amen. So mense, weet jy wat? Begin opstaan vir wat jy glo. Verstaan, begin doen en leef waarvoor jy staan. Jou mind, battlefield in jou mind, moet heeltyd reg wees om God se wil te doen. Ek en jy verander mense deur om God se wil te laat plaasvind in ons lewens. Nie my wil nie, Here, maar U wil. Jesus kom en hy sê, God, nie my wil nie, op die kruis, maar U wil. Jy sien, want God se wil is altyd die beste. Daai blessing wat ons gesing het. Wie kan vir my sê, waar staan hy? The Lord bless you. Waar staan hy? Mense, ons is veronderstel om hierdie blessing elke aand te vat, elke aand te vat en te gaan sit en sê, Here, hierdie is die blessing wat ek oor my huisgesin spreek, oor my kinders spreek, oor my familie spreek. Here, ek lees hierdie woord kliphard in die huis soos ek loop. In my huis loop ek en ek spreek dit oor my hele wese. Selfs oor my honde, my diere. Ek spreek dit in die naam van Jesus. Jy weet, want jy is verantwoordelik vir dit wat in jou huis is. Amen. Pastor Susan lees vir my Engels. Numeri 6 vers 24, ekskuus. Numeri 6 vers 24. Skryf hom neer.
Hoor wat ek vir julle sê, wil julle verandering in julle huis laat plaasvind? Wil jy verandering in jou huwelik laat plaasvind? Wil jy verandering in jou finansies laat plaasvind? Wil jy verandering laat plaasvind in jou lewe, dat daar lewe is, maar ek praat van lewe, goddelike lewe in julle huise is, dat daar liefde in julle huise is, dan spreek julle hierdie gebed elke liewe aand, en loop jy en jou man en jou vrou en jou kinders, as hulle kan, saamloop, en julle praat dit in die huis en sê, jy lees hom, jy vat die Bybel, want as jy hom ken in jou kop sit nog lekkerder, maar lees van die Bybel en sê, the Lord bless you. Lees hom bietjie vir my. And the Lord said to Moses, say to Aaron and his sons, this is the way you shall bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and watch God and keep you. The Lord make his face to shine upon and enlighten you, and be gracious, kind, merciful, and giving favor to you. The Lord lift up his approving countenance upon you, and give you peace, tranquility of heart, and life continually. Amen. Dan sit sy agter ons, Here, dankie dat jy my bless. Priester van die huis. Here, dankie sy die priesters en die moeder van die huis. Here, dankie dat jy ons bless. Dankie dat jy jou oë afkyk na ons toe. Dat u heiligheid op ons skyn vanaand. Dat die beskerming oor my huis is. Dat die liefde oor ons huis is vanaand. Vader, dat wanneer ons gaan slaap, dat ons hier kan ervaar in ons drome, dat jy met ons kan praat in ons drome. Want jy sien 'n pa en 'n ma hou daarvan om met hulle kinders te praat, amen? Wie het kinders en praat nie met hulle nie? Almal het kinders en almal praat met hulle. Ons is God se kind. Het jy geweet jy is God se kind? Amen? God wil met jou praat. Maar waar is ek en jy? Waar is ek en jy? Want God wil met my en jou praat. En wanneer ek en jy saam met God loop, en hy het in die begin gesê, hy het saam met Adam en Eva gewandel in die tuin van Eden. In die tuin van Eden was daar stilte en 'n kalmte en daar was 'n rustigheid en alles. En God bring hierdie dinge terug in ons huis in, wanneer ek en jy begin wandel saam met hom. Amen. Ons wandel saam met God en ons sê vir God, Here, ek gaan 'n bietjie van my preek af, maar dit maak nie saak nie. Maar Here, ek wil saam met U wandel. Ek en my huisgesin wil U dien. Here, ons wil ons knieë buig voor U troon. Ons kom vanaand, Here, en ons beklemtoon net weer, Here, U is die Alfa en die Omega. U is in beheer van hierdie plek. Ons gee onsself oor aan U. Lei ons vandag. Lei ons in U wysheid. Lei ons in U krag en U grootheid. Want jy sien, die Here Jesus weet alles. Hy weet alles. Dag toe jy jou gemaak het hy al klaar vir jou gesê, ek weet wat 'n drome ek oor jou het. Amen. Ek weet wat 'n drome ek oor jou het. Ek weet wat 'n gedagtes ek oor jou het. Hierdie almagtige God, wat alles geskep het, kom en hy staan en hy sê, weet jy wat? En ek's 'n prentjie mens. En ek sien myself in 'n kot lê, en die Here kom en hy buig en hy sê, ek weet wat 'n drome oor ek jou het. Dus jy moet 'n baba maak. Onthou jy? Jou kleinkind gebore is, en jy sien en jy praat met hierdie baba asof hy jou verstaan. Maar jy sien, wanneer God in jou gees praat, dan verstaan jou gees. Amen. Nog voor in jou moederskoot was, het hy jou by jou naam geroep. In die spirit is God besig om met jou te werk. Nie in die vlees nie, in die spirit. Werk God met jou. As ek weet wat 'n drome ek oor jou het. Ek weet wat 'n gedagtes ek oor jou het. Ek het 'n drome van 'n awesome toekoms vir jou. Wie sit in 'n situasie wat jy sê, maar Here, ek weet nie hoe om uit te kom nie. Ek sit in 'n situasie, Here, wat moeilik is. Elke dag voel dit vir my wat dieper en dieper en dieper gaan.
Maar die Here kom en hy sê, ek nader tot my en ek nader tot jou. En dan kom hy en hy sê gaan nou sê wat sê hy? Ek weet wat gedagte ek hoor jou koester. Jeremia 29 vers 11. Ek weet wat 'n gedagtes ek oor jou koester. Jy sien, God het net goed vir my en jou. God droom net goeie goed oor my en jou. Amen. Sê vir jou langs jou, God het net goeie gedagtes vir my. Amen, Henk. God het net goeie gedagtes vir my. Amen. God wil goed doen, mense, vir jou en my. Ons behoort aan hom en hy wil vir ons goed doen. Soos jy in hierdie gat sit, praat met God. Praat met hom, praat jou hart uit. Hy is jou pa. Wat jy in jou lewe toelaat, dit beheer jou lewe. En jy word gelyk aan dit. So dit wat jy in jou lewe toelaat, in jou lewe laat toelaat om jou lewe elke dag te lei, dit word jy. Onthou ek het daai 5 punte al gesê, maar dit word jy. As jy in die hele tyd 'n negatiewe houding het, dan word jy 'n negatiewe persoon. As jy iemand wat altyd baie praat van iemand anders, dan word jy eintlik 'n skinderwerk. Dis wat die woord van die Here sê. Dit wat jy praat, dit wat uit jou mond kom, dit word jy. En as jy meng met mense die hele tyd wat negatief praat, dan word jy negatief. As jy meng met mense wat die hele tyd kwaad is, dan kry jy daai kwaadheid ook in jou, en haat in jou. Maar as jy begin meng met mense wat sê, maar God is goed en hy doen goed, maak nie saak die omstandighede nie, mense, dan begin jy 'n oorwinning kry in die spirit. Amen. Die spirit moet eers oorwin, so die vlees oorwinning kan ervaar. Amen. Die geveg is in die magte daarbo, in die spirit round. Wanneer ek en jy die spirit round oorwin, dan kom dit af en jy ontvang die victory. Amen. Hoekom het hulle wiet vir Moses begrawe? Daar was 'n geveg oor sy liggaam. Abraham. Moses was geveg oor sy liggaam. En die engel het gewen. En hy het hom begrawe. Die duiwel wil hom gevat het, maar daar was 'n geveg. God het sy engel gestuur en gesê, weet jy wat, gaan begrawe hom. Dis hoekom niemand weet waar hy begrawe is nie. So veg God vir jou en my elke dag. Baie keer weet ek en jy dit nie eens nie, maar God staan altyd gereed met sy engele om te sê, gaan en gaan fight hierdie fight. Gaan en gaan fight hierdie fight. Gaan kry hierdie oorwinning in Jesus naam. En ek en jy gaan aan met ons lewe asof daar niks fout is nie, maar die Here sê, weet jy wat, soek my en jy sal my vind. En jy sal victory kry in jou lewe. Bly weg van mense wat altyd dronk en nonsens praat. Hoekom? Jy begin laterand optree soos hulle. Jy begin laterand net oor klomp gemors praat. Jy praat, maar jy weet nie wat jy sê nie. Dit is nie so nie. Jou mindset verander na negativiteit. Jou mindset word soos die mense waar jy mee meng. Meng jou met die mense wat die wil van die Here doen. Amen. Word dit wat God vir jou het.
Die drome wat God vir jou het. Bly weg van mense wat altyd ongelukkig is en vol probleme is. Hoekom? En die Here, nou gaan jy my sê, ja, maar die woord van die Here sê ons moet vir mense bid, ons mense help, en ja, ons moet dit doen. Ons moet bid en help, en wat ons moet doen, wat die wil van die Here is, moet ons doen. Maar wanneer ek en jy begin in 'n crowd rond beweeg, wat altyd negatief is, en al hierdie tipe goed, en nonsens praat, en al die goed, dan word ons soos hulle. So hoe kan ons dan hulle gaan help, as ons dieselfde betoon in ons lewens het? Het julle dit al ervaar? Of is dit net ek? Onthou jy jonk was en jy meng met die verkeerde klomp mense? Jou kind? Hy eindig waar jy nie hom wil hê moet eindig nie. Want hy meng met die verkeerde mense. In plaas van net om te bid, want die Here sê bid vir hulle. Wees daar vir hulle. Maar word nie deel van hulle nie. Want jy deel word van hulle, dan begin jy die karakter kry van hulle en hulle oorheers jou. So ek hierdie goed uitwerk gisterand besig is en ek dink terug aan ou se jong lewe, dan begin jy baie van hierdie goed sien en herken, dan dink jy, Here, dankie dat jy my beskerm het. Dankie dat jy my gedra het by baie plekke. As jy terugkyk en dink jy, maar jy kon so maklik verkeerde kant toe gegaan het. Ek en jy is geseën om vandag hier te sit. Ek en jy is gebless om vandag hier te sit. En weet jy wat? Alles al mense wat jy ken wat daar is hulle geseën en gebless omdat jy vandag hier is. Sodat jy 'n verskil kan maak in hulle lewe, om vir hulle te bid en hulle 'n voorbeeld te wees. Amen. Van alles wat mense naby jou is. Ons leefstyl moet mense verander, mense. Nie ons woorde nie. Wat het die mense verander? Jesus se leefstyl, hoe hy dit hanteer het, met ander woorde, hoe hy mense hanteer het wat nie reg was nie. Kom ons vat waar hy by die hoer gekom het en hulle waar met klippe gegooi het, hy gesê, mense, wow, stop net so bietjie so. Sien, sy leefstyl was anderste. Hy sê, as een van julle nie sonde het nie, wat hier staan, julle fariseërs en skrifgeleerdes en al die goed, as een van julle wat nie sonde het nie, tel die klip op en gooi haar. Maar as julle sonde in julle lewe het, enige sonde, gaan weg van u af. En almal het weggedraai en hulle het geloop. En Jesus het by haar gaan sit. En Jesus het met haar gepraat en het van gebid en het van klomp goed met haar gedoen. En hy sê, gaan dan heen en Sondag nie meer nie. Jy sien die karakter van God. Hy het die probleem aangespreek. Hy het nie die persoon verneder nie. Hy het die probleem aangespreek. Sy karakter was altyd om die mens te beskerm. Hy was nie daar om iemand sleg te sê nie. Hy het tot met Judas gekom en Judas het verraai en hy het vir Judas gesê, Judas, op die einde wat Judas hom op die wang gesoen het, hy het vir hom gesê, kom, doen wat jy moet doen, my broer. Hy het tot op die einde nog. En Judas het hom kom soen. Hy het nie gekom en gesit daar op die tafel en sê, ja Judas, jy is die verraaier, jy gaan my verraai en jy dit en hy gaan aan nie. Hy het vir Judas kalm gesê voor almal. Hy sê, Judas, kom, doen wat jy moet doen, sodat God se wil geskied. Sien, sy karakter was so awesome en vol liefde vir almal. Omstandighede het hom nie
sy karakter nie verander om anders te op te tree nie. Want anders was ek en jy vandag nie hier nie. Ons karakter moet verander, en hoe verander ons karakter? Om in mense se teenwoordigheid te wees, wat ek en jy se karakter amper dieselfde kan wees, wat ons God dien, wat dieselfde taal praat, dieselfde manier optree. Nie agter mekaar se rug gaan staan en skinder, want jy sien as jy hier skinder, kom let net gou op hierdie ene. As ek hier kom en ek skinder hierso van Henk, nou draai ek om, dan gaan dieselfde twee, of ek, maak nie saak nie, en ek, kom ek gaan nie hele vat nie, ek gaan skinder van Henk, met Henk van hulle. Jy sien, want dit is my nature om te skinder. So ek gaan skinder daar, en dan draai ek om en ek skinder hier. Dit word jou nature om te skinder. Moenie by mense wees, gaan weg van mense wat die hele tyd skinder. Want dit begin te karakter word in jou lewe. En die Here wil hê ek en jy moet sy karakter aanneem, wie hy is. En hierdie is basiese goed, mense, wat ek vandag oor preek, maar gisterand, toe ek besig was, het die Here vir my gesê, preek oor hierdie basiese goed, want hierdie goed is besig om my kinders te vernietig. Hierdie goed is besig om my kinders af te trek. Want dit is van al in die kerke, is die mense maklik om te sleg te sê, die en sleg te sê, en daai en sleg te sê, en daai te oordeel, en hierdie te oordeel, maar om self nie te kyk nie, of self te regverdig, en te sê, maar ek doen dit nie. Sodra jy iets gebeur, sodra jy kwaad word, verander jou karakter, en sodra jou karakter verander jou persoonlikheid, dan is jy nie meer wie jy is, wie die Here wil jy wees. Amen? Verander jou karakter. Jou karakter is belangrik vir die Here Jesus. Ek en jy moet baie versigtig wees oor wat ons doen en wat ons sê elke liewe dag, en hoe ons optree, en probleme hanteer, en mense hanteer. Die mense wat jy toelaat in jou sirkel, is jou grootste probleem, of jou grootste pluspunt. Amen? Die mense wat jy toelaat in jou sirkel, met ander die mense wat jy toelaat in jou lewe, kan die grootste probleem of die grootste blessing wees in jou lewe. Jy kan nie vandag 'n bietjie in die lewe bly, in die lewe werk, in die lewe die wêreldse goed doen, en Sondag wil jy na die huis van die Here toe kom, en ons almal mense, hierdie ding is 'n ding wat ek dink ons almal mee sukkel. En Sondag wil ons kom en ons wil die Here loof en prys, en ons wil al hierdie goed doen. Dis tyd dat ek en jy moet besluit. Dien ons God, of dien ons hom nie? Gaan ons laat ons karakter ons sal beheer, of gaan laat ons God ons beheer? Want dit is belangrik vir die Here Jesus, om te sê, weet jy wat, doen my wil. Laat my wil geskied in jou lewe. As jy surrender, as jy oorgee aan God, bring dit vergifnis in jou lewe, bring vir jou die ewige lewe, jy behoort aan God se familie, word gelei deur die Heilige Gees, en toegevou met God se liefde. Psalm 121, hy sê, ek sal nie die skaduwee van die Allerhoogste wees. Hy sê, vandag sal ek in die skaduwee van die Allerhoogste wees. Ek sal in sy teenwoordigheid wees. Hier wanneer ek en jy onsself oorgee, en ons stap saam met God,
dan kom hy, lees my net vers 1 en 2. Dan sal ek saam met hom wees. En wat bedoel dit as ek en jy in 'n skaduwee van iemand is? Ons is naby hom. Jy kan nie in 'n skaduwee wees van 'n boom as jy 2 kilos van hom af is nie. Maar jy kan onder sy skadu sit as jy teen hom is, by hom is. En hier kom God en hy sê jy sal vandag, sal jy in die skaduwee nie naby my wees, in my teenwoordigheid wees. En wanneer ek beweeg, sal jy saam met my beweeg. En ek sal jou beskerm. Lees gou vir my. I will lift up my eyes to the hills around Jerusalem, to sacred Mount Zion and Mount Moriah. From whence shall my help come? My help comes from the Lord who made heaven and earth. He will not allow your foot to slip or to be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper. The Lord is your shade on your right hand, the side not carrying a shield. Amen. Ek gaan 'n paar versies lees. Romeine. Sit hom net weer bietjie sogter asseblief. Romeine 8 vers 14. Hy sê almal, nie sommige nie, hy sê almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Almal. Mense, hy sê nie klere nie, hy sê nie vrouens of mans of, hy sê almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Sien, as jy gelei word deur God, deur sy Gees, wat ek en jy ontvang het, toe ons hart vir die Here Jesus gegee het, Romeine 10, vers 9 en 10, gaan lees hom, dan is ons kinders van God. Jy behoort aan hom. En dan sê hy daai ene, waar sal my hulp vandaan kom? Ek en jy se hulp kom van die Here Jesus af. Nie van 'n mens af nie, nie van 'n werksplek af nie, nie van die dominee of die pastoor of wie ook al nie. Ek en jy se hulp kom van God af. Ons is daar om mekaar te ondersteun, maar God is die antwoord. God sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. God sê hy is die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe. En dis sy woord. Dis sy woord. Nie wat die dominee of die pastoor sê nie. Gaan lees dit in die woord van God. Jy kan gaan by hom vra, wat dink ek van dit en wat dan en dan moet ek jou in die woord kan sê, maar dis wat God sê. God sê dit in sy woord. Galasiërs 5 vers 18. Hy sê, maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. As julle deur die Gees laat lei, met ander woorde, as julle gelei word deur God se Gees en God se wil doen, elke liewe dag van ons lewe, dan staan ons nie meer onder die wet nie. Met ander woorde, ons word nie meer gepiets vir elke ding wat ons fout doen nie. Die wet is in die ou gedeelte, en natuurlik is hy nog deel. Daar's baie van die Jode wat nog steeds onder die wet is, want hulle glo nog nie Jesus Christus het gekom nie. Maar ek en jy wat glo Jesus Christus het gekom en is die seun van God en gesterf op die kruis van Golgotha en het afgedaal en die siel gehaal en dood gekry en sit in die regterkant van God die Vader, sal gered wees. Ons is gered, ons behoort aan God. Hy sê,
maar as julle deur die Gees gelei word, wie word deur die Gees gelei? Steek op jou hand, as sal tang sien. Ek word deur die Gees gelei, regterhand, tot die tyd. Ek word deur die Gees gelei. Staan nie meer onder die wet nie. Here, ek dank U dat ek nie meer onder die wet staan nie. Ek dank U dat Jesus vir my instaan, dat hy die volmaakte priester is vir my. Dat sy bloed genoeg is vir my, om my skoon te was. En wanneer God kyk na my, kyk hy deur Jesus na my. Want Jesus is die volmaakte lam. Amen. Hy het gekom vir my en jou sonde. Hy het gekom sodat ek en jy oorwinning kan hê. As hy nie gekom het nie, was ek en jy nog onder die wet, was ons almal in hel. Maar dank die Here Jesus dat hy uitgehou het en dat hy deur alles gegaan het en oorwinning gekry het sodat ek en jy nie meer onder die wet is nie. Maar dat ons oorwinning het in Jesus Christus. Johannes 16 vers 13. En hoor hierdie een. Ek dink ek gaan dit van my Engels ook lees. Hy sê wanneer hy kom, hy is met die hoofletters, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Nie in die helft nie, nie in 'n kwart nie, hy sal julle in die hele waarheid lei, die woord van God. Wat hy sal sê, sal nie van hom afkom nie. Hy sal net sê wat hy hoor by die Vader, wat hy hoor by God. Met hy kom en hy lei ons in die waarheid, en die waarheid is die woord van God. So hy gaan ons net sê wat God vir hom sê om vir ons te sê. Amen. Hy gaan nie sy eie woorde gebruik nie. Dit wat God vir hom sê, gaan hy vir my en jou sê. En dis die waarheid. Die Gees van God kom en hy lei ons met die woord van God, wat hy by God hoor. En hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Met ander, hy sal julle openbaringe gee. Hy sal julle die waarheid gee, vir ons die waarheid gee, vir dinge wat kom. So as julle wil weet wat dinge wat kom, gaan na die woord toe. Gaan na die woord toe. En sê, Here, wat het jy vir my? Lees hom gou van my Engels. But when he, the Spirit of truth, the truth-giving Spirit comes, he will guide you into all the truth, the whole full truth, for he will not speak his own message on his own authority, but he will tell whatever he hears from the Father. He will give the message that has been given to him, and he will announce and declare to you the things that are to come, the things that will happen in the future. Prediker 4 vers 9. Mense hoor wat sê so. Hy sê 2 vaar beter as 1. Hulle inspireer, hulle inspanning kom tot iets. En dan kom ons terug en sê, maar wat sê die woord? Wat sê die woord? Ek verstaan hom nie. 2 is beter as 1. Hulle inspanning lei tot iets. Gaan ons net terug na die woord toe. Waar die Here sê, hy sê wat 2 of meer in my naam saamstem, daar is ek. Amen. Wat 2 of meer my naam saamstem, daar is ek. Daar is krag, daar's genesing, daar's verlossing, daar's oorwinning, daar is ek. Jy sien, wanneer jy en jou man saam kan bid oor 'n sekere ding, oor julle finansies, of oor julle kinders, oor omstandighede of werk, of wat ook al die geval is, of jy en jou kinders as jy nie getroud is nie, en jy sê kom ons bid saam, kom ons stem saam.
dan gebeur goed in julle lewens. Wat 2 of meer in sy naam saamstem, daar is hy. En die saamstem is baie belangrik, want die saamstem is, daar's oorwinning. Eenheid, unity. Unity. Die een trek nie die tou links en die reg, en die een trek hom regs nie. Hulle trek saam in een rigting. Daar's unity, daar's oorwinning in die naam van Jesus. Romeine. Vers 16. Hy sê, wees eensgesin onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie wys wees nie. Moenie dink jy weet alles nie. Wees eensgesin. Eensgesin is kom in unity. En moenie eie wys wees nie. As jy begin eie wys is, begin daar twis kom in julle huis, in julle omstandighede, in die huwelik, tussen jou en jou kinders. Daar kom twis as julle nie eengesind is nie. Eengesind is nie, jy kry jou wil en ek kry my wil nie, is jy sit en jy praat die hele ding uit. Soos ek en jy met die Here praat. Jy sit en jy praat. Jy sê maar dit kan gebeur, dit kan gebeur, dit kan gebeur, dit kan gebeur. Nee, ek sê so nie. Wees eensgesind met mekaar. En wees nederig. Moenie eie wys wees nie. Vroue, wees eengesin. Moenie eie wys wees nie. Luister na die man. Amen? Nee, die man is bang. Nee, wees eensgesin, luister na mekaar, bid saam met mekaar en wees daar vir mekaar. Die Engels sê in harmony. Amen. Amen. In harmony. Singing together. Nou lees ons uit Hebreërs 10 vers 12. En hoor hierdie een, mense. Dit is my baie belangrik. Hy sê, maar Jesus Christus het een offer vir die sonde gebring. Een offer. En dit was genoeg. Een offer was genoeg vir die sonde. Vir alle sonde was genoeg. Hy sê, maar Jesus Christus het een offer vir die sonde gebring en vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. Jy sien, Jesus kom nie, dan sy af in die troon, dan sy op die troon, dan sy af in die troon, want hy het vir eens en vir altyd gedeel met sonde. Hy het sonde oorwin. Hy het sonde oorwin. En ek en jy is meer as oorwinnaars. Ek en jy is meer as oorwinnaars in Jesus naam. Ons fight elke keer dieselfde fight. Ek dink as jy 'n bietjie terugdink. Baie keer is jy in dieselfde bootjie en jy bly in dieselfde bootjie en jy kom nie verder nie. Jy roei maar niks gebeur nie. Maar jy sien jy's alleen in die bootjie. Laat Jesus saam met jou in die boot klim. Laat hy die see en die storms en goed rustig maak in jou lewe.
Laat dit die omstandighede verander in jou lewe. Jy hoef nie alleen te roei nie. Jy hoef nie alleen in die bootjie te wees nie. Jy hoef nie alleen deur die situasies te gaan nie. Jesus sê, ek het al die sonde vir eens en vir altyd oorwin. En ek sit aan die regterhand van God die Vader. So jy is meer as oorwinnaar. Jy en ek is meer as oorwinnaar. En ek voel in my hart, ek gaan vandag 'n uitnodiging maak. Ek het baie lank laas een gemaak, maar ek voel net in my hart, ek wil wat die Here vir my sê is, weet jy wat? Hy kom en hy sê vanoggend, hy sê, kom na my toe, die wat bemoeid en belas is. Kom na my toe, nie na my nie, hoor, Jesus sê, kom na Jesus toe, die wat bemoeid en belas is, sodat ek jou vrede kan gee, hoop kan gee, oorwinning kan gee. En ek wil hê jy moet vanoggend nie net opspring en hardloop nie, ek wil hê jy moet vanoggend sit en sê, Here, weet jy wat, is dit vir my om uit te kom? Is dit vir my om te kom staan? Is hierdie uitnodiging vir my? Want ek wil hê vanoggend, as die Here met jou praat, dan moet jy uitkom. Want wanneer jy uitkom in gehoorsaamheid, dis wanneer ek en jy ontvang in die hand van die Here uit. Amen. Die wat bemoeid en belas is, die wat deur goed gaan en hulle sukkel om deur dit te kom. Kom na my toe, na Jesus toe. Hy sê, weet jy wat sê? En dis wat so awesome is. Hy sê, kom net soos jy is. Moet nie eens gaan mooi maak en dit. Hy sê, kom net soos jy is. Kom net so met jou hartseer. Kom net so met jou bemoeidheid. Kom soos jy is. So ek gaan vanoggend vir jou vra. Maak toe julle oë. Vader, ek dank U dat ons vanoggend hierdie uitnodiging kan maak, wat jy vir my op my hart gelê het. En ek wil bid vanoggend, Here Jesus, dat jy dit op elkeen se hart sal hê wat vanoggend besluit om te sê, ek kom na Jesus toe, net soos ek is. Die swaarheid wat ek in my hart het, en my gees het, wil ek kom vanoggend, Here, en ek wil voor U kom buig. En ek wil vir U gee, en Here, U woord sê, Here, U het alles oorwin. Ek is meer as oorwinnaar, maar ek voel nie so nie. Ek voel baie dae of ek nie oorwinnaar is nie. Ek voel baie dae, Here, of ek spartel en ek kom nêrens nie. En dis hoekom ek vanoggend kom en sê, Here, ek wil hê jy moet saam met my in hierdie boot klim. Ek wil hê jy moet saam met my in my lewe wees. Ek wil hê jy moet saam met my loop, waar ek beweeg, moet jy saam met my stap. Here, ek wil vanoggend bid, Here, dat ons in een gesin met U sal wees, met die Heilige Gees. Dat hy ons sal lei, Here, in woorde in ons mond sit, in ons hart, en dat ons U wil sal doen. En ek bid, Vader, dat hulle sal opstaan, die wat 'n begeerte het vanoggend, sê, Here, ek het U nodig vanoggend. En Here, dat ons uitkom na U toe. En ek dank U daarvoor, Vader, in Jesus naam. Soos jy vanoggend sê, Here, ek het U nodig, ek sit in hierdie gat, ek sit in hierdie omstandighede. Ek wil net hier uitkom. Ek wil net vanoggend die wysheid, ek het die wysheid nodig.